Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Nou ek het vanmôre 'n spesifieke boodskap wat ek graag vir al die dames hier vanmôre eintlik wil preek. So mans, julle moet so 'n bietjie genade hê. Ek gaan vanoggend so 'n bietjie meer met die dames praat, maar dit is nie, jy word nie uitgelaat nie. Hierdie goed is ook van toepassing op jou eie lewe. So ek wil wegspring en ek wil jou vat na Spreuke 14 vers 1 wat sê die wyses onder die vroue bou elkeen haar huis, maar sotheid breek dit eiehandig af. Die boodskapvertaling van Stefan Joubert skryf dit so. Hy sê 'n mooi lewe kan deur dom optrede vernietig word. Dis soos wysheid wat 'n mooi huis met moeite bou, dan kom dwaasheid en breek dit af. Vandag eer ons vroue, maar meer as dit, ons erken invloed. Nie net politieke invloed nie, nie finansiële invloed nie, nie emosionele invloed nie, maar koninkryks invloed. Daar's iets wat God in 'n vrou geplaas het wat baie spesiaal en baie uniek is. Die vermoë om te vorm, die vermoë om te koester, die vermoë om lief te hê en natuurlik die vermoë om te bou. 'n Man bou dikwels met sy hande, maar 'n vrou bou met haar hart. En alles wat uit haar hart vloei, haar woorde, haar reaksies, haar liefde, haar pyn, haar emosies, raak en beïnvloed nie net haarself nie, maar almal om haar. Ek hou so baie keer my seuns dop as Michelle van die werk afkom, sy werk nogal laat ure en as sy by ons het kameras wat buite wys, so as hulle sien mamma kom nou ingery, dan staan hulle almal voor die kameras en dan wag hulle nou laat Michelle nou deur daai deur uitstap. En hulle gesiggies hou Michelle se gesig dop. As Michelle nou 'n goeie dag het en sy's baie vriendelik en sy's net vreugdevol as sy daar instap, dan is die hele huis vol vreugde. Dan is die hele huis 'n plesier. Maar die dag wat mamma 'n moeilike dag het, dan is die huis maar ook baie moeilik. Mans, dis waar jy moet sê amen. Jou hart is nie net emosionele sentrum nie. Jou hart is 'n bouplek. 'n Plek waar jy of opbou of afbreek. 'n Plek waar jy lewe saai of lewe vernietig. En die realiteit is vanmôre, jou verhouding met God is waar jy begin bou. Jy kan nie anders te begin bou as by jou verhouding by God nie, want geen vrou kan reg bou as sy nie innerlik opgebou is nie. Geen vrou kan gee wat sy self nie het nie. Geen vrou kan bou as haar hart nie eers opgebou is nie. Daarom sê die woord vir ons in Spreuke 4 vers 23, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. As God nie jou fondasie is nie, as jou verhouding met God nie belangrik is nie, dan is jou hart nie op die regte plek nie. En kan jy nie bou nie. Of dit wat jy gaan bou, gaan in mekaar inval. Dit wat jy gaan probeer in mekaar sit, gaan in mekaar inval, want jy bou nie reg nie. Jy begin nie by God nie. Jy begin nie by jou verhouding met God nie. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Alles begin hier. Dis die sentrale punt van my en jou lewe. Nie in jou rol nie, nie in jou titel nie, nie in jou verantwoordelikheid nie, maar dit begin in die geheime plek met God, jou verhouding met die Here. Dis waar dit begin. Daarom sê Jesus vir ons, Johannes 15 vers 5, ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Hy sê nie minder nie, hy sê nie 'n bietjie nie, hy sê absoluut niks nie. Daar is vroue wat sterk voorkom, wat alles probeer regkry, wat almal probeer help, maar innerlik is sy absoluut dol leeg. Wat probeer gee wat sy self nie het nie. En die groot gevaar is, so iemand kan vir almal wil bou, maar self stadig maar seker begin uit mekaar uitval.
Iets vir almal probeer wees, maar in die proses haarself verloor, nie eers te praat van haar verhouding met God nie. In Lukas 10 speel daar 'n interessante verhaal af. Ons kry twee sissies. Ons kry van Martha en ons kry van Maria. Albei opreg, albei wil die regte ding doen, albei het 'n hart om te dien, maar een het 'n nougesette fokus gehad. So kom ons lees saam Lukas 10 vers 39 tot 42. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit het en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit nie U dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Martha was besig om te dien. Maria was besig om te ontvang. Martha was gefokus op alles rondom haar, Maria was gefokus op God. En dan sê Jesus hierdie woorde, Maria het die beste deel gekies. Want, kom ons wees eerlik met mekaar, wat jy ontvang in die Here se teenwoordigheid, word die materiaal waarmee jy bou. Jy kan so besig wees met al die ander goed in die wêreld, en vergeet om stil te raak in sy teenwoordigheid, om die regte boumateriaal te kry en te ontvang. Anonieme persoon het geskryf, the greatest strength of a woman is not what she carries, but where she goes to lay it all down. Wat jy sien, ons kan so vasgevang raak met die besige lewe, dat ons in die proses Jesus verloor. En dis nie noodwendig slegte dinge nie. Dis nie noodwendig slegte dinge wat ons van die Here af weghou nie. Dis baie keer goeie dinge wat ons juis van die Here af weghou. Soos Rudy altyd gepreek het en gesê het, if the devil can't make you bad, he will make you busy. He will make you busy. Vrou van God, wanneer laas het jy net by Jesus se voete gaan sit, sonder om die tyd dop te hou? Sonder om te kyk, hoeveel tyd het ek nog oor, voordat ek moet aangaan met my besige dag? Man van God, wanneer laas het jy ingeneem wat Jesus vir jou wil sê? Wat hy vir jou wil deel? En dat hy met jou hart wil konnekteer? Wanneer laas het ek en jy net stil geraak in sy teenwoordigheid, sonder om iets te vra of te soek? Wanneer laas? Want jy sien, ons wil almal graag bou in 'n suksesvolle en uitnemende lewe, maar ons kan dit nie doen sonder die Here nie. Ons het die Here nodig in elke area van ons lewens. By jou werk, jou huwelik, jou familie, waar ook al jy gaan, wat ook al jy doen, wat ook al jy sê, ons het die Here nodig in elke area. Daarom is dit so belangrik om stil te raak in sy teenwoordigheid, om die Heilige Gees se leiding te vra, om die Here te soek met jou hele wese en om sy wil te wandel. Dalk bietjie nodig om hieroor na te dink vanmôre. Dis 'n preek heeltemal op sy eie vir 'n ander dag. Terug na die vrou toe. Nou daar's 3 areas wat 'n vrou gewoonlik sterk moet bou. En mans, julle kan maar saam luister, want dit is van toepassing op julle ook. Nou die eerste plek waar 'n vrou moet bou, waar sy uitnemend moet bou, is haar huwelik. Waar jy of die lewe inblaas, of die lewe uitdroog. Huwelik is nie net 'n kontrak nie. Dis 'n bouprojek. Dit verg tyd, dit verg aandag, dit verg moeite, dit verg vergifnis, dit verg genade, onselfsugtigheid, en so kan ons aangaan. Efesiërs 5 vers 33 staan daar geskrywe, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself liefhet, en laat die vrou haar man eerbiedig. Respek is soos suurstof vir 'n man. Ek sê dit weer, respek is soos suurstof vir 'n man. Wanneer dit ontbreek, trek hy terug, verloor hy moed, raak hy stil. Maar wanneer dit teenwoordig is, groei hy, neem hy leiding, blom hy. 'n belangrike ding om te besef vanmôre, wat ek graag wil hê jy moet besef en wat jy moet weet vanmôre is, baie mans leef of sterf emosioneel deur die atmosfeer wat by die huis geskep word. Ek sê dit weer. Baie mans leef of sterf emosioneel deur die atmosfeer wat by die huis geskep word. Spreuke 12 vers 4 sê, 'n deegsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak is soos 'n verrotting vir sy gebeente. 'n Kroon sit nie op die voete nie. Dit sit op die hoof. Dit verhef. Dit bevestig.
dit erken. Jy is nie net saam met jou man nie, jy posisioneer jou man op 'n daaglikse basis. Want kom ons wees eerlik, soms is hy nie perfek nie. Gelukkig Michelle, jy het nie 'n probleem daarmee nie. Soms is hy nie perfek nie. Soms maak hy foute. Soms lei hy nie altyd reg nie. En dan kom die keuse, gaan ek kritiseer of gaan ek bou? Gaan ek kritiseer of gaan ek bou? Gaan ek afbreek of gaan ek opbou? Gaan ek afbreek of gaan ek opbou? John C. Maxwell skryf, hy sê criticism tears down in minutes what encouragement builds over years. So vrou van God, jy speel 'n ongelooflike rol in jou verhouding met jou man. 'n Ongelooflike rol. Jy's die geur van die huwelik. Jy's die bouer van die fynere detail in jou huwelik. Jy's baie keer die Aaron en die Hur wat jou man se hande omhoog hou en sê ek is daar vir jou. Ek bid vir jou. Ek ondersteun jou. Ek is daar as 'n steunpilaar vir jou. Ek is daar as jy my nodig het. Ek is daar vir jou. En weet jy wat? Jy is die enigste een wat daardie roeping kan vervul in die huwelik. Jy is die enigste een wat daardie rol kan vervul in julle huwelik. Mans, ek sal op Vadersdag so 'n bietjie met julle gesels oor julle goddelike en belangrike roeping. Maar ek wil hê jy moet besef, vrou van God, jy is die enigste een wat daardie roeping kan vervul in julle verhouding. Tweede area wat 'n vrou moet bou is natuurlik moederskap, die ongesiende bouwerk van generasies. Moederskap is een van die mees ondergeskatte roepings. Nie omdat dit klein is nie, maar omdat dit sag en stil is. Sag en stil is. Ek wil hê jy moet besef, ma en pa, wil ek vanmôre mee praat. Jy is die eerste evangelie wat jou kinders gaan hoor. Nie net gaan hoor nie, maar gaan sien. As hulle dit nie by ons gaan sien nie, waar anderste gaan hulle dit sien? As dit nie by die huis begin nie, waar anderste gaan dit begin? Jy's die eerste evangelie wat jou kinders gaan sien en gaan beleef. Jy vorm die basis, jy gooi die fondasie, jy saai die goeie saad. Jy het daardie goddelike roeping. Jy het daardie goddelike roeping. Daarom sê die Bybel in Deuteronomium 6 vers 6 tot 7, hierdie gebooie wat ek vandag vir jou gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en jy moet met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Nie net een keer nie, oor en oor, dag na dag, in die alledaagse lewe. Jy bou in die karret, by die etenstafel, in konflik, in gebed, in die manier hoe jy leef, in alles wat jy doen. Jy's besig om te bou. Jy's besig om te bou. 'n Voorbeeld hiervan is jong Timoteus. In 2 Timoteus 3 vers 14 tot 15 skryf Paulus vir Timoteus. Hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Timoteus se geloof het begin by sy familie. By sy ma, by sy pa, by sy ouma, by sy oupa. Familie wat jy in jou kinders saai, leef langer as wat jy sal leef. Ek sê dit weer, wat jy in jou kinders gaan saai, in hulle lewens gaan saai, leef langer as wat jy ooit gaan leef. Ek het net nou die dag toe ons 'n familiediens gehad het, toe sit ek daar onder en een van die kinders, en ek gaan dit sê, dit is Susan se dogtertjie, sy staan daarso en ons doen die seën lied oor hulle lewens, en daai dogtertjie staan daar met haar hande so, en sy sing die seënlied saam. In daai oomblik het dit my hart so geroer, want ek het geweet, daai is die ma se impak. Daai is die ma se impak, wat haar kind gelei het op die regte plek. Wat sy hande kan ophemel en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. So dankie Susan vir dit wat jy doen. Dit het regtig baie vir my daai oggend beteken. Maar hier is die realiteit. Daar is daar wat 'n mens moeg voel. Nie waar nie? Wat 'n mens oorweldig voel. Wat 'n mens ongesien voel.
En dan wonder jy by jouself, maak dit regtig 'n verskil? Maak dit ooit regtig 'n verskil in my huishouding? Maak dit ooit 'n verskil in my huwelik? Maak dit ooit 'n verskil in my verhouding met my kinders? En die antwoord is ja, absoluut. Meer as wat jy ooit sal besef en kan dan dink. Billy Graham het geskryf, "A mother's influence is eternal. It cannot be measured in time." Dit wat jy vandag doen, dit wat jy spreek tot jou kinders, dra ewigheidsgewig. Dit wat jy vandag saai in jou kinders se lewe, sal oor generasies strek. Daarom, kies jou bouplan. Kies jou bouplan. Kies jou woorde. Kies jou aksies. Want alles wat jy doen, dra ewigheidsgewig. En dan natuurlik die derde plek waar jy aktief bou is die huis. Is die huis. 'n Atmosfeer, nie net 'n struktuur nie. Psalm 128 vers 3. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok in die binnekamers van jou huis. Jou kinders is soos olyfboompies om jou tafel. Nie net buite nie, maar binne. Die huis is waar geloof gevorm word, waar identiteit gevorm word, waar emosies gevorm word. Jou huis voel na iets. Die vraag is vanmôre, nou wat voel dit? Nou wat voel jou huis? Is daar vrede? Is daar spanning? Is daar gejaagdheid? Is daar vreugde? Is daar vrees? Is daar liefde? Nou wat voel dit vanmôre? Spreuke 31 vers 15 uit die boodskapvertaling staan die volgende: Vroegoggend staan sy op om haar gesin te versorg. Vir elkeen het sy 'n taak vir die dag. Vir elkeen het sy 'n taak vir die dag. Nie net fisies nie, maar geestelik. Sy's wakker, sy's oplettend, sy's doelgerig in alles wat sy aanpak, maar daar's een groot gevaar. En dit is 'n hart wat begin afbreek. 'n Hart wat begin afbreek. Spreuke 14 vers 1 waarsku, die wyses onder die vroue bou elkeen haar eie huis, maar sotheid breek dit eiehandig af. Niemand begin bou met die doel om te breek nie. Nie waar nie? Dit gebeur stadig en dit gebeur deur onverwerkte pyn, deur teleurstelling, deur vergelyking, deur onvergewensgesindheid en so kan ons maar die lysie aanvat. En voor jy weet, bou jy nie meer nie, maar beskerm jy jouself. En wanneer jy in daai fase is waar jy jouself net beskerm, dan bou jy glad nie meer in jou kinders se lewe nie. Jy bou nie meer in jou huis nie, jy bou nie meer in jou huwelik nie, want jy is die heeltyd op die verdediging. Jy is die heeltyd op die verdediging. Maar hier is die waarheid. 'n Beskermde hart bou nie, dit sluit toe. Dit sluit toe. En daarom is dit so nodig en om die Here se woorde te hoor wat hy sê vir ons in Esegiel 36 vers 26. Hy sê en ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Net God kan vir ons daardie hart gee. Ek sê dit weer, net God kan vir ons daardie hart gee. So as jy op 'n plek is vanmôre waar jou hart klip geword het, waar jy jouself begin beskerm het, waar jy jouself toegemaak het vir die wêreld, waar jy jouself toegemaak het vir jou huwelik en vir jou kinders en vir jou familie en wat ook al jy deurgaan, gaan na die Here toe. Want net hy kan vir jou 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees gee. Hy sal die klip hart verwyder en hy sal vir jou hart van vlees gee. God herstel nie net huise nie, hy herstel harte wat bou. En ek wil hê jy moet besef vanmôre, jy bou, maar God bly steeds die meesterbouer. Ek sê dit wie, hy bly nog steeds die meesterbouer. Psalm 127 vers 1, julle ken dit, as die Here die huis nie bou nie, soek die bouers te vergeefs daarin. As die Here oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte te vergeefs wakker. Die boodskapvertaling van Stephen Joubert skryf dit as volg. Hy sê as die Here die huis nie bou nie, bou die bouers 'n bouval wat enige oomblik in mekaar kan stort. As die Here die stad nie oppas nie, help dit net mooi niks dat die polisie die strate patrolleer nie. Hier is die kern. Hier is die kern. Jy is nie alleen verantwoordelik nie. Jy's 'n instrument in sy hand. Jy's 'n instrument in sy hand. Wanneer jy moeg raak, wanneer jy voel jy kan nie meer nie, wanneer jy voel jy het geval, God bou steeds. God bou steeds.
Ek wil hê elke vrou moet net in hierdie oomblik stil raak. Net in hierdie oomblik stil raak. Want agter hierdie glimlagte vandag is daar stories. Hier is vroue wat hier sit vanmôre wat hulle beste gee. Wat hulle beste gee, maar dit voel nooit genoeg nie. Hier is vroue wat hier so sit wat vir hulle kinders bid, maar dit voel of daar nie antwoorde kom nie. Hier is vroue wat hier so sit wat seer gekry het in hulle huwelike. Wat nie weet om daai seer te verwerk nie. Hier is vroue wat hier so sit wat voel hulle bou alleen sonder ondersteuning. Hier is vroue wat hier so probeer sterk wees, maar eintlik terselfdertyd moeg is. En miskien sit jy vanmôre hier en jy dink by jouself, ek het al soveel keer probeer bou. Ek het al soveel keer probeer, maar dit is net nie genoeg nie. Alles val uit mekaar uit. Hoor my baie duidelik vanmôre. Elkeen van julle. God werk nie met perfekte bouers nie. Hy werk met beskikbare harte. Met beskikbare harte. Jy mag voel gebreek, jy mag voel moeg, jy mag oorweldig voel, maar God sê vanmôre vir my en vir jou, Jesaja 61 vers 3 die boodskapvertaling, hy sê, hulle sal ophou treur en baie bly word. Hulle moedeloosheid sal plek maak vir vrolikheid. Hulle sal wees soos regop bome wat die Here geplant het om te wys hoe groot hy is. Hy vat jou as, hy vat jou pyn, hy vat jou mislukkings en hy bou iets nuuts daarmee. Jy is nie klaar nie. Jou storie is nie verby nie. Jou invloed is nie verlore nie. Selfs nou in hierdie oomblik is God besig om te bou in my en jou lewe. Jy is nie net 'n vrou nie. Jy is nie net 'n ma nie. Jy is nie net 'n ouma nie. Jy is nie net 'n ouma groot nie. Jy is 'n bouer van lewens. 'n Vormer van generasies. 'n Draer van God se hart. Max Lucado het geskryf, God uses ordinary women to build extraordinary legacies. Ek lees dit weer vir jou. God uses ordinary women, ek en jy, to build extraordinary legacies. Mag die Here jou hart genees, mag hy jou hande versterk, mag hy 'n nuwe gees in jou lewe instuur, en mag jy weer opstaan met 'n nuwe oortuiging. Ek kan bou, ek sal bou, en God bou deur my. Dis so belangrik soos dit. Ek wil hê vanmôre as daar een ding is wat jy moet uit hierdie boodskap uitvat vanmôre is, besef vanmôre, ma, ouma groot, geestelike ma, jy's 'n bouer. En elke liewe ding wat jy doen, is 'n boublokkie in 'n kind se lewe, in 'n huwelik, in 'n verhouding, waar ook al en wat ook al jy aan kan dink. Dis 'n boupunt in jou lewe. Besef jy's 'n bouer en laat toe dat God jou, soos die Engelse woord sal sê, ekoop om 'n beste en 'n goeie bouer te wees. Nie net vir jou huwelik nie, nie net vir jouself nie, nie net vir jou kinders nie, maar dat jy 'n beste bouer sal wees vir hom. Vir hom. Kom ons sit net so en dan sluit ons so. Here Jesus, ek besef net vanmôre dat hier sit mense vanmôre hierso. Sit vrouens vanmôre hierso wat moeg is, wat gedaan is deur hierdie lewe. En Here, maar U ken elke liewe hart, U ken elke liewe storie, U ken elke liewe lewe. En Here, ons weet dat wanneer ons na U toe gaan, dan kom verkoop U ons siel. U kom gee vir ons 'n nuwe gees in ons binneste. U kom gee vir ons 'n nuwe hart. So vanmôre wil ek daardie ouers, daardie vroue, daardie ma's, daardie oumas, daardie ouma groots, daardie geestelike ma's, ek wil hulle almal opdra na U toe. En ek wil vir U vra dat U hulle sal aanraak, dat U 'n nuwe gees in hulle binneste sal gee, 'n nuwe hart sal gee. Mag hulle besef hoe waardevol hulle is. Nie net vir ons in huwelike nie, nie net vir ons kinders nie, nie net vir die samelewing nie, maar vir U, Here. Dat hulle waardevol is, dat hulle kosbaar is vir U. Ons wil kom sê dankie vir elke liewe vrou, Here. Dankie vir wat hulle doen. Dankie vir dit wat hulle opoffer. Dankie vir die liefde wat hulle gee, dag na dag na dag. Here, wees met hulle. Omvou hulle met U genade en met U liefde. Mag hulle bewus wees dat die mooiste op hulle lewens rus,
en dat hulle u goedkeuring wegdra. Maak hulle sterk, Here. Beskerm hulle van die vyand se aanvalle. Daar's soveel leuns wat die vyand in ons lewens wil instort. Beskerm hulle, vra ek in die groot en heilige naam van Jesus. Beskerm hulle. En laat geen aanslag van die vyand slaag nie. Geen aanslag nie. Ek sê vir u dankie vir u woord. Dankie dat u woord altyd vol waarheid is. Dat ons soveel leer uit die woord uit. En dat ons volgemaak word deur hierdie waarheid. Mag u nou verheerlik word deur alles wat ons verder doen in hierdie dag, in hierdie week, elke keuse wat ons maak, elke besluit, elke woord wat ons uiter, alles wat ons doen, mag u die eer ontvang, want Here, u is waardig om geloof en prys te word. Ons kom dankie en ons kom loof u in die groot en heilige naam, die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus, en almal sê saam, amen. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.